As jy jou blyskap wil laat toeneem in die Here. Ons het vanmôre gesing, ons hoor die waterstrome val. So wonderskoon, so wonderskoon. Jy weet dan moet jy bietjie dieper in hierdie water in beweeg. Bietjie dieper in hierdie water in beweeg. Hierdie water wat so vloei so deur ons vanaand. Jy weet steek af waar dieptes is. Jy moet daar die vlakke kus verlaat. Jy moet dieper in hierdie water in beweeg vanaand. Steek af waar dieptes is verlaat. Steek af,
jare af terugkom. En hy kon nou by die volk aan. Weet jy wat sê hy vir die volk? Wat vra hy vir die volk? En ek gaan vanaand vir hulle daar dieselfde vraag vra. Hy sê vir die volk, hy sê Moses sê vir hulle, sê is julle gereed? Is julle gepak? Is julle reg? Hy vra vir julle, is julle reg vanaand? Amen. Het julle die kinders kos gegee? Het julle kospakkies gepak? Because the move is on, my brother, my sister. The move is on. I can hear Russell in the move. And I know the move. The move is on tonight, praise Him for God. The move is on.
The move is on, praise the Lord. When you look at the cross tonight, what do you see? I see love, gave affection and care. I see compassion. The meaning of compassion is to suffer together. The blood that Jesus shed for you and me on the cross unites us all as one in Christ tonight. Praise the Lord. The blood that Jesus shed way back at Calvary was for you and me tonight. Let's sing it together. And the blood that Jesus shed for me, way back at Calvary, the blood that takes me straight from day to day, it will never, ever lose its power.
lekker om te sing. Ek het altyd gewonder hoe sou dit klink as ek deel was van daardie Israeliete wat gesing het tot die aarde gestreek. Dat gesing tot die aarde gestreek. Die musikante, die priesters en instrumente, en as die ouers wat voor was, as die oorlog geveg was, en dan dink hierdie vyand, wat op die aarde kom hier? Hierdie mense kom op teen ons te veg, maar hulle sing na die pieces. Dan kom die Here onder die volk in en hy verslaan Israel se vyand. Dis lekker. En dan was dit so 'n heerlike gevoel hier binne jou. Jy voel dis 'n dam wat opbreek. En dis wanneer jy naby is aan die dooping met die Heilige Gees. It doesn't always happen when the music is loud. It happens when you dedicate yourself and you give over to Jesus. Dis 'n besondere voorreg om vanaand saam met u in die huis van die Here te kan wees, broers en susters. Toe ons Nieu-Seeland toe gekom het, het ons groot planne gehad. Ons het gedoen wat ons kon vir ons Here Jesus Christus. Maar die tyd stap aan en baie keer gebeur dit dat 'n mens se liggaam kan net soveel vat. En die probleem wat gediagnoseer was, daar aan die kant van Suid-Afrika, die dokter het my voete onder my uitgeslaan toe hy vir my vertel het, maar jy weet, daar's 'n hartkondisie, hy's nog 'n baie vriendelike dokter, jy weet, hy's so half en half grapperig. En toe het my sê, nee, dit is baie ernstig. Toe sê hy gaan my maar toelaat om Nieu-Seeland toe te kom. Maar ek moet 'n spesialis sit. Maar 'n lang storie kort te maak, broers en susters. Ons moes verlede jaar al hier gewees het. En op 'n kort kennisgewing het hulle toe gesê hulle wil 'n operasie doen. Nou, om jy nou nie in suspisie te hou nie, dit was maar 'n hartvalve replacement, dis 'n redelike groot operasie en so aan. En ek wil, soos broer Paul gesê, ek wil eintlik my hoed, ek het nou nie hoed nie, moet ons nou nie hoed in die kerk nie, maar ek wil my hoed afhaal vir enige iemand wat tydelike werk doen, maar ook in die bediening staan. Dit is, party dae gaan dit broekskeer. Jou naweke is nie meer jou naweke nie. En werklik, dis 'n voorreg om vir die Here te gewerk het, tot onlangs einde maand het ons vir die uitvoerende raad laat weet in Suid-Afrika dat ons weens mediese situasie gaan ons af, maar broers en susters, hier in my hart, I'm still burning. I'm still burning. Hallelujah. Ons sit daar en praat en ek sê, weet jy wat hierdie bediening het, iets kosbaars. It's the wheel within the wheel. And it's the fire within the fire. Broers en susters, ons het iets besonders waar ons nie moet verloor nie. Wat die Here aan ons toevertrou het. En ek wil vanaand so 'n bietjie praat, broers en susters, oor staanplek vir die waarheid. Nou voor die konferensie toe gaan, is daar soveel gedagtes wat hier deur hierdie kop gaan, broers en susters, en jy dink die kant toe en daai kant toe. Maar ek sê vir die Here asseblief, my koning, ek wil net een ding wat ek wil hê graag, Here. Ek soek 'n vars boodskap. As baie wat ek gebring het en wat goeie is en ek kom minder goeie ook, maar ek sê Here, ek wil, maar ek is nog steeds hinke-pinke, dink aan die en daai ene. En jy weet nie wat, die probleem is met hierdie fone wat ons deesdae het. Dit lyk of hulle jou gedagtes al begin lees. Dit lyk asof jy wonder, jy dink net aan 'n ding, of jy kyk net 2 of 3 sekondes te lank na 'n sekere ding. En dan gooi jy jou hele algoritme, gooi jy die mekaar, en dan word jy gebombardeer met daardie ding waarna jy gekyk het. En ek sê, Here, ek gaan ons nooit so regkom nie. Ek moet bevestiging kry vir die boodskap. En ek kry 'n boodskap daar van iemand af, onpartydig uit Suid-Afrika. Hulle weet van niks nie. Weet nie as ons gaan hier na toe kom. En ek sê, Here,
Ek is so dankbaar dat U hoor en U antwoord. Broers en susters, ek wil vanaand oor 'n saak praat wat my persoonlik baie diep aan die hart raak. En dit is oor die staanplek vir die waarheid. En ek wil hê ons moet vanaand so 'n bietjie saam lees, broers en susters, hier uit die teksvers uit Psalm 25 vers 5. En dan is daar nog een gedeelte wat ek ook vinnig net sal graag wil lees. Nou ons het 'n gewoonte daar by ons wat is dat ons staan. Die woord van God is die hoogste gesag. Ja. Kom ons staan vanaand wanneer ons na die woord van die Here gaan luister. Amen. Ek sal vra dat jy op die voete staan terwyl ons na die troon sal gaan. En hier gaan lees wat die ewige woord, alles vergaan broers, maar die woord van God bly vir ewig. Hy's lewendig broers en susters. Hy's miskien hier vasgepen in hierdie blaaie. Dis die letter, maar die Gees maak dit lewendig. Halleluja. En ons lees hier uit Psalm 25 en terwille van tyd broers en susters. Vers 4 sê: Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie. Lei my in die waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek elke dag. En dan ook net een versie hier uit Psalm 86, die 11de vers wat sê: Leer my Here U weg. Ek sal in U waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van U naam. U kan die sitplekke neem. Halleluja, prys sy lieflike naam, die ewige woord van die Here. Broers en susters, hulle vertel die storie van die leuen en die waarheid. Want die leuen en die waarheid het daar gekom by 'n plekkie waar waters was en hulle twee het vir mekaar gesê, maar kom ons gaan van gou-gou swem hier in hierdie rivier. En waarheid het dadelik ingegaan, maar leuen het op die kant gesit. En die oomblik toe waarheid in die water is, toe gryp leuen die jas van waarheid. En hy weggehardloop. En hy het in die stad ingekom. En almal het gedink, dit is waarheid. Want hy het die jas van waarheid gesteel. En waarheid, omdat hy die naakte waarheid was, kon hy in die stad ingaan nie, want hy weet die mense sal hom nie aanvaar het nie. Broers en susters, ek dank die Here dat ek vanaand oor iets kan praat wat my baie na aan die hart lê, en dis die waarheid. Ons leef in 'n tyd, broers en susters, waar die leuen en die waarheid so naby mekaar gekom het, dat as jy nie die Gees van God het nie, as jy nie die gawe van onderskeiding het nie, dan loop jy agter die leuen aan. En jy dink die leuen is die waarheid. Maar broers en susters, ek is dankbaar, wanneer ons na God toe nader, dan sien ons partykeer sy ou rokkie uithang. Dan kom ons vinnig agter, wanneer sy baadjie so 'n bietjie oopgaan, dan kom ons agter, dis eintlik die leuen. En broers en susters, waar ons vandag ook al beweeg, moet ons die Here vra om ons geestes oog oop te maak, dat ons kan onderskei wat is die waarheid en wat is die leuen. Want hulle is so naby aan mekaar deesdae. Broers en susters, 'n prediker waarvoor 'n baie respek het gesê, die grootste gevaar, die grootste probleem wat hy het met homself,
is die gevaar dat hy agter hierdie platform gaan verdwaal. Hy ook, toe hy dit sê, Here, nou praat hy tot ons harte. Want dis waar die vyand wil begin, is hulle wat agter die platform staan. Hy sê, ek kan nie kompromie met die wêreld aangaan nie. Ek kan nie bekostig om nie die waarheid wat in God se woord opgesluit is. Ek kan nie bekostig om dit nie aan die volk oor te dra nie. Ek moet die naakte waarheid verkondig. As daar mense gaan, dan gaan hulle. Maar ek sal alles in my vermoë doen om hulle te behou. Maar die naakte waarheid moet ek verkondig. Broers en susters, hy sê ek kan nie 'n kompromie met die leuen aangaan nie. Ek kan nie bekostig om agter hierdie platform iets te praat wat mense eendag in hel gaan laat beland nie. 'n geweldige verantwoordelikheid vandag, broers en susters, op ons wat bedien, om by die waarheid staan, om seker te maak dat dit wat ons praat, en dit wat ons verkondig, broers en susters, is die naakte, en niks anderste, behalwe die waarheid van God wat opgeteken is in hierdie woord nie. Ek weet, broers en susters, as daar een groot gevaar is waarmee ons almal te doen het, is dit met sosiale media. It may be very informative, but it's never going to transform you. It's never going to change you. As die waarheid nie daarin gesetel is nie. En ek wil vanaand, broers en susters, onder die krag en die heerlikheid van die Heilige Gees vir u vanaand sê, moenie alles glo wat op sosiale media uitgegooi word nie. Maak seker dat dit in ooreenstemming is met God se woord. Weet jy wat vir my ook 'n bekommernis? Daar is soveel versions van die waarheid is. Die een prediker sê dit, die ander ene sê dat. Die een sê nee, dit moet so wees, dat die mens baie maklik kan verdwaal. En nie kan onderskei wat is die waarheid nie. Broers en susters, ons moet hierdie woord van God moet ons lief kry met alles wat binne in ons is. Ons moet hom lees van voor tot agter. Ons moet hom interpreteer en ons moet verstaan. Woord van die Here sê, ek sal die trooster, my Vader die trooster bid, en hy sal julle leer en lei in alle waarheid. Amen. Glory to God. Broers en susters, toe ek op hierdie weg begin het, is 42 jaar wat ek hier dien. Toe ek by hierdie weg uitgekom het, toe sê ek, kan nie verstaan waarmee is hierdie mense besig nie. Dit maak vir my geen sin nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Waar kom hulle in hierdie goed? Maar daai jare werk ek vir 'n bank. En elke woensdag dan kry ons die middag af. Hoe wonderlike dae gewees in die bank wees. Maar weet jy wat, daai woensdag, dan gaan ek in my binnekamer en sê ek, Here, hierdie pastoor praat oor hierdie ding. Hy praat oor daardie ding. Wil u nie kom deur u krag en deur die heerlikheid en die stempel van die Heilige Gees, dat u dit net op my hart sal afdruk. Dat ek sal verstaan, dis deel van die waarheid van God. Halleluja. Ek kon nie verstaan dat mense koordans nie. Ja, die woord sê dan Psalm, loof hom met koordans, loof hom met aanbidding, loof hom met alles. Wat?
ons gedans in 'n kerk, waar sien jy dit? Maar broers en susters, dit het waarheid geword. Dat ek moeite gedoen het. Sê, Here, as U goed nie van U is nie, openbaar U self aan my. Maar die Heilige Gees stempel om afdruk. Tot vandag toe, broers en susters, baie keer wanneer daar bietjie goed kom, daar bietjie blurry raak, dan gaan ek terug na die Here toe sê ek, Here, wil U se Gees nie kom, net weer daai stempel afdruk. Broers en susters, nie een van ons wat vanaand hier sit kan bekostig om te verdwaal nie. Ek persoonlik het baie sterk oortuigings, broers en susters, oor sekere goed. My kinders sit hier so. Hulle lag nou so. Maar ek weet, broers en susters, ek wil so ietsie sê, terwyl ons met die kar hiernatoe ry, speel ons 'n speelietjie en hulle vra. Een van die vrae is, as jy kon teruggaan in tyd, met wie sou jy graag 'n gesprek wou voer? My dogter sê, pa, ek weet, met wie wil jy graag praat? Ek weet. Sy sê, koning Dawid. Koning Dawid, hoe dit gevoel daai dag, toe jy so gedans het, dat die kleed van jou afgeval het. Halleluja. Weet jy wat, koning Dawid was 'n man na God se hart, want hy het waarheid lief gehad. Toe die profeet Nathan by hom kom, die profeet het geweet, koning Dawid speel nie meer nie. Hy is die koning. Maar die Here gee vir profeet Nathan insig, en hy kom met 'n draai. En hy sê vir hom, dit en dit, ons ken die storie, ek wil dit weer uitbrei nie. Maar toe hy dit sê, toe sê die profeet hom, jy is die man, koning Dawid. Koning Dawid het sy kop afgekap nie. Maar die naakte waarheid het voor hom gestaan. Ja, ek ken dit. Hy het gesê, Here, ek is die man. Dit vat 'n man en dit vat 'n vrou om die waarheid in die oë te staar. Dis sê, Here, ek buig. Ek knieg voor die lewende, almagtige God. Halleluja. Dis tyd, broers en susters, dat die waarheid staanplek in ons lewens kry. Die Here sê vir Kain, die sonde lê vir jou in loer. Hy spie by jou en sy begeerte is na jou. Hoor wat die Gees vanaand sê. Die leer is hier. En sy begeerte is vanaand na jou en na my. As hy ons van die pad af kan kry en om die onwaarheid te glo, dan het hy gewen. Maar broers en susters, mag God ons help. Dat ons elke dag sal sê, Heer, lei my in die waarheid. Weet jy wat? Weet jy wat doen die hofstelsel reg oor die wêreld? Wat is die eerste ding wat jy doen as jy by die hof kom? Sê kom. Sit jou hand op die Bybel. Lig jou hand. En sê ek sal die waarheid spreek, die volle waarheid en niks anderste as die waarheid nie. Wat moet ek en u doen? Heer, ek moet die waarheid spreek. Die volle waarheid leef. Broers en susters, op ons rus vanaand, wat die Gees van God deelagtig geraak het. 'n geweldige verpligting. En ek wil
sê broer, ek wil nie die Here teleurstel nie. Ons almal is vol foute broer. Het vir broer Stas en vir Borie gepraat. Ek sê ons almal, broers en susters, is feilbaar. Dis alles goed en wel om vanmôre of vanaand te praat oor die platform. Van baie mense sê, ag, daai pastoor praat nie meer oor die waarheid nie. Daai kerk praat nie meer oor die waarheid nie. Sê jy kan maar net maak wat jy wil en doen wat jy wil, broers en susters. Die groot ding is, u en ek, ons vergeet van die platform, het 'n eie verantwoordelikheid teenoor die lewende God, om die waarheid uit te leef. Ek wil sê, die staanplek van waarheid in ons lewe het nie negotiable. Dis nie onderhandelbaar nie. Ons moet vanaand plek maak. Terwyl ek voorberei vir hierdie boodskap, en jy gaan deur al die verse wat ek wil praat oor die waarheid. Die Gees van die Here vat my daar in Efesiërs 6 toe, waar hy praat oor die wapenuitrusting van God. En weet jy wat? Tot my verbasing, die heel eerste waaroor ek praat, staan dan vas, julle lendele met die waarheid om God. Broers en susters, luister wat ek vanaand vir u sê. U en ek kan nie die skoene van bereidwilligheid aantrek. Ons kan nie die skuld van die geloof opneem in die swaard van die Gees, as ons nie eers by waarheid uitgekom het nie. Die vyand weet of jy in die waarheid wandel of nie, want jy wil oorlog voer teen hom en hom wil bestraf, en jy's nie in die waarheid nie, en jy wil die swaard opneem. Very dangerous. Ons kom eers in die waarheid, broers en susters. Hulle sê baie keer dat daar's niks wat vrede wen nie. Wanneer jy vanaand in jou bed kan klim en jy sê ek het met niemand twis nie. Ek is verbitter teen niemand nie. Ek is verdeeld met niemand nie. Ek wil sê, my hart is met daai broer se hart, soos sy hart is met my hart, en daar's niks wat ek teen hom het, of teen haar, of wat ook al het, dan is vrede. Jy slaap baie lekker. Amen. Maar ek wil vir jou sê, daai selfde heilsaamheid, wat vrede gee, lê ook in waarheid. As jy vanaand in jou bed klim, en jy sê, Heer, ek het in die waarheid gewandel vandag. Here, dat my lippe het geen bedrog gespreek nie. Here, dat ek het nie planne beraam om mense in te doen, of wat ook al die broers en susters, maar ek het in die waarheid gelewe. Dit gee dieselfde heilsaamheid as vrede. Hoor wat ek vir jy sê, as jy gaan klim, as jy vanaand in die bed klim, en jy het een van hierdie twee nie, mag jy dalk so 'n bietjie rondloop. Die een van hierdie twee goed is nie in sin nie. Is dit waarheid, Here, of is dit vrede? Ja, ons klim baie keer in die bed, en ons is op 'n bietjie nie baie gelukkig met ons ander helftes. En wonder ons lees onder rondrol, die prys die Here reg gaan aanstap. Die tyd stap aan. Maar ek wil vanaand met julle jonges, julle kinders praat. God het my hierdie boodskap gegee. Sê, waar is die waarheid in jou lewe teenoor jou ouers? As hulle vir jou vra, waar was jy? Waarmee was jy besig?
Wat het jy gedoen? Hoekom is jy nie nou hier wat jy moes gewees het? Jy moes al 3 uur gewees het, jy kom 5 uur by die huis aan. Wat doen ons? Wat doen julle jong mense? Is die waarheid in jou lewe? Praat jy met ma en pa die waarheid? Sê ek was hier, ek was daar. Weet jy broers en susters, ek los dit vir julle kinders, dat die Gees van God vanaand vir jou vra, is jou waarheid op sy staanplek. Weet jy wat laat die trip switch in jou huis afgaan? Tussen man en vrou en goeders. Wat laat dit afsit? As jy nie die waarheid praat nie. En jy word uitgeval. Die vinnigste wat jou krag trip. En ongelukkig aan sommige huise is dit strip ook. Ek kan ek wil sê, herstelbare skade aandoen. As 'n man en 'n vrou nie in die waarheid wandel nie. As my vrou vra waar was jy, dan moet ek met 'n goeie met waarheid kan sê, ek was by die dorp, ek was hier, ek was daar, of wat ook al. As ek haar vra, wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen vandag? Wat het jy gekoop? Ooh, glory to God! Vrou, praat jy altyd die waarheid? Moet jy kyk na die staanplek, hoor? Maar broers en susters, God plaas 'n geweldige hoë premie op waarheid. Jy wil weet, hoekom is daar nie deurbrake by jou werk nie? Kom ek vertel vir jou. Ons het baie keer ongelowige baase en goed, hulle druk ons in 'n hoek in. Maar ek is een stap voor, miskien leer jy vanaand iets wat ek hier jou gaan vertel. Vir elke baas wat ek gewerk het, het ek nou, moet ons nou 'n one-on-one. Dan sit jy nou daar en dan vertel jy nou, waar kom jy vandaan, en wat jou begeertes en al daai tipe van goeders. Dan sê ek, meneer, ek wil net vir jou een ding sê. Moenie vir my vra om vir jou te lieg nie. As ek vir jou sê 'n ding is blou, dan is hy blou. As ek vir jou sê hy is rooi, dan is hy rooi. Jy vra my ook nie om vernamens jou te lieg nie. Jy vra my nie om goed te verander wat teen my geloofsoortuigings indruis nie. Amen. I set the tone. Broers en susters, hulle gaan verander om agter jou rug, hulle vra nie vir jou. Baie keer moet ons maar na ons vriende, familie, soos familie, sê ek staan in die waarheid. Moenie vir my vra om goed te doen waarvan ek nie, wat ek nie kan doen nie, want ek wil graag in die waarheid staan. Ek wil vir jou sê, broers en susters, ek het al verkeer vir my gemeente ook daar gesê, toe ons daar was. Ek sê, weet jy wat? Moenie laat hulle jou vingerafdrukke op die crime scene kry nie. Hoor jy wat ek sê, ek gaan dit weer sê. Moenie laat hulle jou vingerafdrukke op die crime scene kry nie. Want as jy in die waarheid wandel, broers en susters, gaan jou vingerafdrukke nie op die crime scene. Want jy is nie in die kring van die spotters, jy is nie op die weg van die sondaars nie. Ek wil vir jou sê, die feit dat ek hulle gesê het, ek dien die Here, en ek doen nie hierdie goed nie. Ek loop in die waarheid, my baie keer vrygestel.
Maar ek wil vir jou sê, ek het ook 'n prys betaal. Jy is definitief nie die gewildsteen nie. Broers en susters, vir my maak nie so baie saak of my baas baie vir my hou nie. But Lord, Amen. this work is not my own. I'm just Gees van die Here vra, weet hoe ons hiernatoe kom. Ek wil nie op tone trap nie, broers, maar luister en hoor my uit. Toe ons hiernatoe kom, moet ons nou die travel assurance reël. Nou kyk, ek is nou geklassifiseer as, jy weet, amper soos melaats. Man, as hy volgende vraag, dan my skoonseun, hy voltooi die vorm en dan vra hy, pa, diabetes, en sê ek, okay, jy is pre-diabetes, maar okay. Daar is nie kolom vir pre-diabetes, nie, dan moet hy maar diabetes te gaan. Het jy hartprobleme? En sê, en hoofd, jy weet. Broers en susters, hoe vul ons vorms in? Wat sê ons vir IRD of belastingkantore? Hoe doen ons sake, transaksies? Broers en susters, is die werk wat jy inhandig gaan by die skool, is dit jou eie werk? Hoor wat die Gees van God sê. Ons, o Here, ek is 'n kind van U. Staan ons vanaand in die waarheid van hierdie goed? Of is die Gees vanaand besig om vir ons te sê, jou waarheid, kandelaar, staan nie op sy plek nie. Is dit nie vanaand tyd dat ons so 'n bietjie weer hand in eie boesem steek en sal sê soos koning Dawid, I'm the man, Lord. I'm guilty. Hy travel insurance 'n arm en 'n leg gekos. Maar hy moet maar 'n arm en 'n leg kos. Maar ek nie die waarheid sal jou vrymaak. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê die waarheid sal jou vrymaak. Broers en susters, die waarheid sal ons vrymaak. Ek wil ietsie sê. Skiep sy 'n bietjie tyd opvat. Man, hulle as hulle eet, ek wil sit en Teresa gesê, jy maak nie vir my oogies vanaand nie. Die Here moet sy doel bereik. Oordrywing. Hulle sê oordrywing is die waarheid wat sy hiermee verloor het. Ek ken daai ding, broer, ek het so vis gevang. Broers en susters, dis deel van waarheid, ons kan nie vanaand dit inkleer die prentjie nie. Ons moet hom vertel soos hy is. Jammer, ek wil ook boodskap bring, sê Heer, ek wil hy boodskap bring van ek is lus, jy weet, ek is lus vir en hy bring wat die Gees sê, ek moet bring, broers en susters. Weet jy wat is die groot gevaar? As jy en jou vrou kop in een mis is, in kahoots. Woord van die Here praat van Ananias en Sapphira. Plaas hy vir ons sê, Satan, wyk agter my! Los my! Gaan jy as jy vir hulle wil gaan sê, dat ons die grond verkoop vir soveel geld. Maar ek gaan nie namens jou lieg nie, jy gaan op jou eie. Broers en susters, as jou vrou
jou bietjie vasvat. Omdat jy iets wil doen wat nie die waarheid is nie, dan moet jy sê, ag, dankie vrou. Sy spaar jou groot smarte daar, broers en susters. En suster, as jou man vir jou vertel van die waarheid, dan moet jy met beleidskap aanvaar. Sê my man, weet jy wat, dankie dat jy my tot nugterheid gebring het. Amen. Ek gaan nou vanaand, skies toch raai tyd. Julle is ek honger. Ek wil vir julle vanaand iets sê. Ek op my dae was 'n hoogspringer gewees. Redelike, alright een. Ek kan nog steeds speel. Ek oefen nog gereeld, maar ek neem nog net die deel aan die oor 60. Maar broers en susters, jy moet vanaand mooi luister. Nie elkeen gaan dit vat nie. Hoogspring het 'n spesifieke reël gehad wat ek gehaat het. As jy hoogspring en jy hardloop na die lat toe en jy breek die denkbeeldige lyn van die lat tot onder op die grond en jy maak so 'n halwe poging om te, maar as jy daai vertikale lyn breek, tel dit as 'n sprong. En ek is baie keer begewe jou moed en dan gat jy maar onder deur die lat. Maak hulle maar kruis en sê dis 'n sprong. Voel jy verskriklik om regverdig, maar ek het nie eens gespring nie. Dis 2 centimeter van die grond af gegaan nie, maar jou hart het jou begewe, jy gaan nooit daaroor kom nie. Jy weet. Maar die woord van die Here sê, dat as 'n man na 'n vrou gekyk het, deur net na haar te kyk en haar te reageer, het jy oorspel gepleeg. Here, wat oor die saak van waarheid? Is dit nie ook van toepassing? Dan wanneer ons hier bo plannetjies beraam om Barnard het altyd gesê, hier is soos 'n fabriek. Hier patenteer hy goede. En wanneer hy daar patent het, dan gaan hy. Dan sit hy op die konveierbelt. Dan gaan hy hier verby by die hart. En as die hart niks te sê het nie, dan gaan hy verby. En as gewete hom nie voorkeer nie, ja, ek gaan. Ek wil vanaand vir sê, broers en susters, as daar een ding is in jou lewe wat jy nie moet platslaan nie, is jou gewete. Ja. Mense onderskat die gewete. As jou gewete jou nog aankla, vanaand as jy op jou bed lê en jy voel maar ek het iets verkeerd gesê, of iets verkeerd gedoen wat nie in die waarheid is nie, het jy 'n guldige geleentheid om dit reg te stel voor die aangesig van die Here en sy Here. I'm as guilty as can be. Maar broers en susters, hoeveel keer breek ons daai denkbeeldige lyn? Ek het 'n preek gebring oor hierdie gedagtes. Hierdie is ons groot probleem. Een van die grootste probleme is hier. En die oomblik as ons iets sê waar ons voel, maar ek gaan hierdie leen. Wie hulle noem dit 'n lee, ag, dis 'n wit leentjie. Kie. Dis 'n foutjie. Ag, ek het nou 'n probleempie. Dis nie naagte waarheid nie. Wanneer ons kom met hierdie verklein woorde, oor hierdie tipe van goed, broers en sê, probeer ons dit af te hou, ons probeer dit toemaak.
met die jassie, geniet hier nog te preek. Broers en susters, ons moet vir die waarheid sy staanplek gee. Hulle sê daar was 'n Griekse filosoof wat ervaar het dat eerlikheid 'n baie skaars kommoditeit geword waar hy was. Toe het hy helder oordag met 'n lantern rondgeloop. En in die ander hand het hy 'n plakkaat gehad: ek soek 'n eerlike mens. Die hele dorp deurgegaan. Almal het hom net so gekyk, want daai dorp was baie korrup geweest. Die waarheid was nie daar geweest nie. Die Gees van God wandel vanaand deur hierdie godsgebou met sy lig, sy ewige lig. Hy skyn in ons hartskaars. Hy soek na die staanplek van waarheid in u en in my lewe. Laat ons nie vanaand hierdie geleentheid laat verbygaan om te besef van wat 'n geweldige situasie wat ons nou mee besig is, broers en susters, die leuen gaan toeneem. Al hoe meer en meer en meer. Daar's iets in daai woord van die Here wat my baie bekommerd maak, broers en susters. Ek het gedink ek moet dit maar uitlos. Maar miskien moet ek dit maar lees. Moet daarmee afsluit. U weet, Saul het bietjie van die pad afgegaan. So bietjie ongehoorsaam en alles. En die woord sê dat 'n bose gees het oor Saul gekom van tyd tot tyd. Maar die woord sê hy het nie geweet dat die Here daai bose gees gestuur het. Dan Dawid gekom en vir hom gespeel. En dan het hy weer reggekom en goeders. Broers en susters, weet jy kom met ons waarheid hê? Ek kan nou sê, ja, jy haal miskien die teks so 'n bietjie uit konteks uit, maar broer, suster, dis nou maar 'n broekoenie sny, maar ek kyk altyd na hierdie goed en sê ek, Here, hier's iets waarmee ek baie bekommerd is. Jy sê, ek praat van die duiwel en die vyand, die se koms is volg in die werking van die Satan en so, en hy sal wonders en tekens doen, en al daai tipe van goed, en hy sê, en met allerlei verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. Ons is in die goeie, gunstige tyd waar ons die liefde tot die waarheid kan aanneem, broers en susters, maar hierdie skrif wat nou kom, laat my bang. Vreeslik om te val in die hande van wie hy sê, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die lewe te glo. As jy in die leuen wil bly, mag dag die krag van dwaling stuur. Broers en susters, ons gaan 'n baie moeilike tyd tegemoet. Wegraping voor, middel, agter, maak nie saak nie, dis irrelevant, broers en susters, maar ons Christene gaan deur 'n baie moeilike tydperk gaan. En ek sê, Here, ek wil in die waarheid staan, en my vra my broer Paul hulle vir ons kom speel. Die lied wat ek gevra het, hulle moet vir ons voorberei daar. U en ek kan nie bekostig dat God 'n dwaling
van leuen in ons lewens toelaat nie. Om die leuen te glo nie. Maar as ons aanhou en aanhou, en ons stap nie weg van die leuen af, ons gryp na die waarheid wat ons sal vrymaak nie, is die moontlikheid daar, dat ons onder hierdie krag van dwaling sal kom, en die leuen sal glo. Broers en susters, u moet nie dink, hulle gaan met ons speel nie. Hulle het nie met die apostels en met die disciples gespeel nie, hulle het hulle doodgemaak, omdat hulle vir die waarheid gestaan het. Daniel en sy vriende het vir die waarheid gestaan. Hulle het gesê, al gaan ek in die vuurpoort en hy brand, dan brand ek, want ek hou vas aan die waarheid. Broers en susters, wil u vanaand die waarheid lief hê met alles wat in jou is. Ek wil nie vanaand verlore raak nie. Kom ons soek vanaand die aangesig van die Here. Kom ons soek na waarheid. En ek vra, broers en susters, as hierdie boodskap met jou gepraat het vanaand, dan kom jy vorentoe en jy bring die woord van God as 'n manifestasie. Jy sê, Here, help my om die waarheid, die volle waarheid, en niks anders as die waarheid te leef en te verkondig nie. Halleluja, as jy wil kom, broers en susters, kom. As jy voel vanaand, die Gees van die Here het gepraat, en jy wil weer, en jy voel, Here, is dinge wat by my wat nie reg is nie, is onwaarhede wat ek miskien aan toegegee het. Dan kom jy vanaand vorentoe, jy maak en dan wy weer opnuut jou lewe aan die Here toe. En jy sê, Here, ek wil in die waarheid kom. Ek wil die waarheid doen. Ek wil die waarheid praat. Hoe kan vlam weer slag? Sal wat echt laat hulle wat daai dan waar verseën wat uitkom, broers en susters. Hierdie koortjie sê, o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in die volheid, hy sê, lei my in die waarheid. Gees kan om vanaand hiernatoe uit te kom, die broers en susters. Want ons wil nie verlore gaan, soek na waarheid. Dan kom Skepper en dan mense wat gewend het, nodig het om voor te laat ons nie op
ons het respek genoeg vir U om stil te staan. Ek onthou die eerste diens. Die Here gesê, stap, maak die deure oop. En gaan staan op jou staanplek. Ek onthou toe ek nou in Suid-Afrika was, het op Isak Burger oor die saak gepraat, op Isak Burger, en hy het gesê, manne, julle integriteit is soos die hoeveelheid sement wat jy in jou konkrete mix ingooi. As jy net 'n bietjie waarheid in jou lewe het, is jou fondasie swak. Het vanaand vir ons 'n klippie gegee voor hierdie diens. Daai klippie was glad. Die rots van die eeue, Jesus Christus, as jy op hom wil bou, as jy op 'n gladde klippie wil bou, moet jy baie sterk sement hê. So jou integriteit en jou waarheid moet sterk wees, sodat jy op jou staanplek kan staan. Dankie Here dat U elke boodskap presies so ver Here indring, sodat ons besef, Here, dat ons integriteit van waarheid in die laaste dae gaan getoets word, en as daar winde waai en teen jou huisie en teen jou rots aankom, en jou waarheid is nie sterk genoeg nie, dan gaan jy nie op jou staanplek kan staan nie, want daai sement gaan breek. Help ons vanaand, Here. Dankie. Dankie vir die Gees wat ons harte gespreek het, Here. Help ons, Here, waar ons tekort kom vanaand. Almal van ons het hier hierdie diens geluister. Of dit nou is dat ons met ons vrouens beklei as hulle kredietkaart gebruik. Of dit nou is dat hulle vir ons 'n vraag vra wat ons 'n bietjie omkrap. I think the Lord in many ways spoke to us all. Help us now to resolve and to fix and to stand on the place where you destined us to stand. Amen.